Goeienaand en baie welkom by ons goeie nuus om 7, die 20ste Augustus. Ek hoop nou dat met elkeen ook baie goed gaan. En dankie dat jy die tyd inruim om ook so 'n bietjie saam met ons te luister en te dink vanaand. Ons is besig met 'n reeksie oor die tabernakel. Ons het die verlede week een gemis weens 'n ongewenste ongesteldheid. Maar ons gaan vanaand dan weer verder met die tabernakel. En dan kyk ons so 'n bietjie na die altaar en die waskom. So en ons gaan die gedeeltes daarvan lees, maar kom ons bid net eers vir die Here se lig en sy leiding. Ons groote God, ons Here, ons is nou ook hier by U saam om vanuit U woord te leer. En daarom Here wil ons net weer teenoor U erken dat dit is U woord. U Gees is die eintlike outeur en daarom wil ons nie met U woord besig wees sonder die lig en die leiding van U Gees nie. En daarom wil ons dit van U smeek. En ons doen dit, o Here, in Jesus se naam. Amen. Nou goed, lees gerus saam met my wat Eksodus 27 verduidelik dan so 'n bietjie van die altaar. Jy moet 'n altaar van doringhout maak, 2,5 meter in die vierkant en 1,5 meter hoog. Jy moet horings maak aan sy 4 hoeke en dit moet 'n eenheid met die altaar vorm. Jy moet die altaar met brons oortrek. Maak potte om die as te verwyder en ook skoppe, komme, virke en vuurpanne. Jy moet al hierdie toebehore van brons maak. Goed, en dan so 'n bietjie verder in Eksodus 30 lees ons, die Here het vir Moses gesê, jy moet 'n brons waskom met 'n brons voetstuk maak om in te was. Sit dit tussen die tent van ontmoeting en die altaar, sit dit daar neer en gooi water daarin. Aaron en sy seuns moet hulle hande en voete daarin was. Voordat hulle in die tent van ontmoeting ingaan, moet hulle met die water was, sodat hulle nie sterf nie. En dan gaan ek van ons 2 verse lees uit die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament wat net so, dit klink eintlik bietjie soos teenstrydig, is 1 Johannes 1 vers 8, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, dan bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. En dan 'n bietjie later, dieselfde boek, 1 Johannes 3 vers 6, iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Nou, as ons as gelowiges heeltyd hierdie innerlike konflik ervaar, dan is hierdie gedeelte wat ons vandag lees iets van wat dit vir ons verduidelik. Nee, maar miskien net om so 'n bietjie die geheue te verfris, net so weer 'n bietjie die konsep of is maar 'n prentjie van hoe dit moontlik kon gelyk het. So ons het die tabernakel in die middel met die 12 stamme wat rondom die tabernakel gekamp het en dit was alles het baie ordelik gebeur. En dan as ons so 'n bietjie nader net weer gaan, het ons dan die bronsaltaar daar aan die regterkant wat ons sien en dan die waskom waarna ons vandag bietjie gaan kyk. Ons het so 'n bietjie gedink oor die wit omheining, dan die ingang wat nou bietjie uit die prentjie uit is, maar dit sal ook regs wees. En die goue wierookaltaar en die kandelaar en daai dinge binne in die heiligdom en dan die ark binne in die allerheiligste, daarby sal ons nou kom. Nou goed, so die krisis is dat aan die een kant weet en glo en bely ons as 'n gelowige dat ons is bevry van die heerskappy van sonde, nee? Christus het in my plek gesterf, hy het vir my gesterf en daarom, sê Galasiërs, het ek eintlik saam met Christus gesterf. So die ou mens is dood, hy is mors dood, hy het saam met Christus gesterf. Dis die een kant. Die ander kant is ons pynlik bewus van die voortsleepende teenwoordigheid van sonde in ons lewe. Ja, ons is nie meer slawe daarvan nie, ons is nie onder die heerskappy of die mag van die sonde nie, maar tog doen ons steeds sonde. Nee, so daar's 'n bietjie 'n verskil om onder die mag van sonde te wees en sonde te doen. So, die vraag is maar, hoe ruim dit, nee, en moet ek ergens op 'n punt kom in my lewe wat ek aan wanhoop verval, want dit voel vir my, ek kan nie hierdie goeters oorwin nie, of hoe werk dit dan nou? Nou die brandofferaltaar en die koper waskom gee vir ons die lig op hierdie probleem, gee vir ons die oplossing, want wat gebeur by die brandofferaltaar? Daar is 'n plaasvervangende offer gebring, 'n offerdier sterf in die plek van die sondaar, sodat hy daardeur vrygespreek kan word. Nee, nou aan die aard van die saak was dit die offerdier self, wat jou van sonde vryspreek nie. Offerdier was 'n heenwysing, 'n vooruitgryping aan die verlossing wat Christus wat nog sou kom. So die offerdier was 'n afskaduwing
van die offer van Christus. By die koperwaskom was dan die was, die herhaaldelike wassing wat plaasgevind het. Nou as jy jouself so 'n bietjie 'n prentjie moet indink, nee, stel jouself net bietjie voor van hierdie kind van die Here is op pad, hy kom van sy tente af, hy's op pad na die tabernakel toe, miskien saam met hom skapie aan die tou, hy loop langs die heining af. Hy kyk nie na die wit linne nie, want hy voel nie wit nie, hy is skuldig, daar's iets is onrustig, iets is nie lekker nie. En dan kom hy aan die ooste kant by die 4-kleurige gordyn wat oor hierdie 10 meter opening hang en hy buig deur die gordyn. Onmiddellik is hy in die buitehof van die tabernakel. En daar's baie bedrywigheid, jy kan jouself dink, nee, dis offerdiere wat daar is en is maar bloederig en die oomblik as hy binne inkom deur die voorhangs of deur die gordyne in die buitekant, as hy daar deur gaan, dan is die eerste ding wat hy sien is hierdie ruwe, onaantreklike, bloedbesmeerde altaar. Hy sien nog niks van die pragtige goud in die binnekant van die tabernakel nie. Dis die altaar en die bloed, iets van 'n gruisame voorstelling van die prys en die gevolg en die effek van sonde, net dood en bloed wat vloei. Maar terselfdertyd 'n plek van vryspraak, want die bloed is 'n getuienis van die losprys wat betaal is. En dan kom hierdie man of hierdie persoon kom by 'n man wat in wit geklee is. Dis die priester. Miskien vind daar 'n bietjie van 'n gesprek tussen hulle plaas. Nee, die man praat oor sy sonde, verduidelik vir die priester wat hom pla. En dan stap hulle na die brandofferaltaar toe, die vuur brand, die priester sê, miskien slagmes in die hand, plaas jou hand op die skaap se kop. En die man sê, moet die skaap sterf? Die skaap het niks te doen nie. Nee, sê die man, hy hoef nie te sterf nie, maar dan moet jy self op die altaar gaan lê. Want die prys vir die sonde, die loon van die sonde is die dood. En dan lê die man sy hand op die skaap se kop en dit dui iets van 'n vereenselwiging met die dier wat daar plaasvind. En wanneer die dier sterf, is dit asof die man sterf. Die gevolg van die sonde is voorbetaal. En dan na alles verby is, gaan was die priester sy hande en sy voete in die koperwaskom, ook namens die man. En so werk dit eintlik in ons lewens. Nee, as verlore sondaars ontdek ons Christus as ons poort, as ons deur as jy wil. Ons ontdek die kruis as die brandofferaltaar en ons besef dat as dit nie hy is wat in ons plek gesterf het nie, dan is dit ek wat moet sterf. Plek dat ons dan sterf Christus. Die onus was op ons, maar toe doen hy dit. En ons besef ook dat die Vader ons so by Christus ingesluit het in sy dood, asof dit ek self is wat aan die kruis gehang het. Is dit asof dit ek self is wat daar sterf. So dis die grootste verwondering waarmee ons hierdie evangelie ontdek. Nee, en dan lei hy die Here sy hand as ware op ons en ons gaan staan op sy belofte woord. Ons glo wat hy sê. Ons sê, ek glo Here Jesus dat u werklik saam met of dat ek werklik saam met u gekruisig is en dat u my lewend gemaak het vir God en dat ek dood is vir myself en dood is vir die sonde. Dis die brandofferaltaar. Jesus sterf in my plek, maar ek sterf ook as het ware saam met hom. En dis waar geloof vandaan kom, dis die inhoud van ons geloof. Die brandofferaltaar is eintlik die hartklop van die Christelike geloof. Nou miskien, het is so, ons kultuur is myle ver verwyder van die kultuur destyds en daarom klink hierdie bloed en die offers klink dalk vir ons 'n bietjie rof. Maar as ons net kan onthou dat sonde en God net hoegenaamd nie by mekaar kan pas nie. Nee, die Here hou niks van sonde nie. Daar's eintlik niks moois aan sonde nie. Hy kan dit eenvoudig nie verdra nie. Jy kan 'n lipstifie op 'n kobbeen sit, dit bly 'n kobbeen. Sonde is vir God erg. En daarom dat hy sy rug as ware op sy seun draai, wanneer Jesus ons sonde op hom neem. God verlaat vir Christus, want hy haat, hy verpes sonde. En is so erg dat die hele natuur, die hele land skrik en helder oordag word vir 3 ure donker. So die boodskap van die altaar, die kruis, dit gee aanstoot, dit is so. Dit gee aanstoot want ons sal baie keer nie aanvaar dat ons eintlik so verdorwe, so verlore is, dat dit die offer van God vat om ons versoening te bewerk nie. Onthou, die boodskap van die kruis dra die merk van die sonde. Die kruis wys eintlik vir ons wie ons as mense regtig is. Dat ons mense, ons hulpelose, verdorwe mense, slegs gered kan word deur 'n offer wat God moes bring. So die boodskap van die kruis trek eintlik eenvoudig 'n streep
deur ons hoogmoed en ons arrogansie, en dit dwing ons op ons knieë. En daarom wat ons ook na Christus toe kan vlug, en moet ons nooit die boodskap van die brandofferaltaar afwater nie, nooit nie. Daar is geen ander toegang tot die saamwoon met God, nie die ware vrede, anders as deur die kruis en die offer van Christus nie. Kyk ook maar net na die 4 horings op die punte van die altaar. Nee, die krag, die autoriteit, dit wys nie 4 rigtings. In die kruis gebeure, dan spreek God met gesag, en is bedoel vir alle mense in alle windrigtings. Maar dit is nie net die brandofferaltaar wat daar staan nie. Tegelijkertijd het ons ook die koperwaskom nodig, dat ons oor en oor net weer daarin kan was. Hoekom? Want ons as mense struikel en val. Daar is 'n groot verskil. Ek leef nie meer in die sonde, ek leef nie meer in die greep en onder die heerskappy van die sonde van die ou mens nie. Maar struikel wel. Nee, Johannes 2 vers 1 begin met die mooi woordjie, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, dan bedrieg ons onsself. So die plek van die koperwaskom is eintlik merkwaardig. Die koperwaskom se plek, miskien kan ons net so vinnig weer daai fotootjie wys. Die koperwaskom se plek is net voor die ingang van die heiligdom. So dis slegs deur die priesters gebruik op pad na die heiligdom toe om hulle hande en voete te was, sommer 'n klomp keer per dag. So die brandofferaltaar sê, ek leef nie meer onder die heerskappy van die sonde nie, ek is nie 'n slaaf daarvan nie, ek is reg, ek is regverdig voor God, ek is versoen met hom, is afgehandel. Die koperwaskom sê, nog steeds onvolmaakte mens, ek kan nog struikel, en daarom maar hierdie was, nee, ek hoef nie aan te hou sondig nie, en as ons sondig dan die reiniging. So, om het net eenvoudig mooi duidelik te stel, nee, die brandofferaltaar sê, moenie te klein dink van Christus nie. En die koperwaskom sê, moenie te veel dink van jouself nie. Want indien die altaar nie daar was nie, dan was ons nog verlore. Sonde sou ons baas gewees het, en ons sou geen sekerheid van sonde of van vergifnis van sonde en vryspraak gehad het nie. Indien die koperwaskom nie daar was nie, dan sou ons dalk hoogmoedig geword het. Ek het nie meer 'n probleem nie, ek is sonde se baas, ek kan nou maak wat ek wil, ek kan nou meer sonde, sodat die genade so groter word, waarvan Paulus praat. So jy sien die altaar en die waskom gaan saam, het hou die balans, dit bied die volle rykdom van die evangelie vir ons aan. Indien ek leef vanuit die volle versekering, dat God my verenig het, met Christus aan die kruis, en dat ek met God versoen is, dat ek saam met Christus gesterf het, dan maak dit 'n groot verskil in hoe ek die sonde in my lewe sien. Niks is meer eindelose, moedelose probeerslaam sonder onder die knie te kry nie. Nee, ek weet ek is nie meer onder die sonde se heerskappy nie. En daarom kan ek besef dat nie ek nie, maar Christus in my lewe en dat die een wat in my is sterker is as die sonde in my lewe. En indien ek dit glo, en dit is wat die Bybel vir ons leer, dan hou ek nie op om teen die sonde te veg nie. En wanneer ek die suigkrag van die sonde ervaar, dan ruil ek dit in by Christus. Nee, op grond van die brandofferaltaar as ek mos deel met hom, kan ek nou na die koperwaskom toe kom en sê, Here, ek voel hoe trek die sonde my, maar ek glo ek hoef nie daaraan toe te gee nie, want die krag van die kruis het my geruk uit die greep van sonde. Of Here, ek het geval, maar ek gaan nie in die stof bly lê nie. Reinig my weer op grond van dit en wie wat ek in Jesus Christus is. So sien jy die koperwaskom? Met my hele lewe kan ek na Jesus toe kom, oor en oor en oor, en elke dag vanuit die sekere wete dat 'n spesifieke sonde my nie in die verderf gaan dompel, God my gaan verlaat en vervloek en verwerp nie. Dit het Jesus klaar gedoen. So by die waskom kan ek reguit en op die man af met die Here praat oor myself. Miskien 'n laaste gedagte is opvallend dat die koperwaskom is van koper gemaak. Hy is gemaak van die mense, is eintlik interessant as mense Exodus 38 gaan lees, dan staan hy is gemaak van die mense se spieël, so iets van, wanneer jy in die koperwaskom jou hande was en jy kyk daarin, dan sien jy jouself, niemand anders nie. So as jy wil omdraai en weghardloop, dan hardloop jy weer vas en kyk jy vas in die altaar.
So jy verval nie in 'n moedelose en hopelose toestand nie. Jy kyk na jouself, jy sien Christus in jouself, jy is vry en jy bly vry. En dit is interessant dat die Here het deurgaans vir Moses al die mates van die materiaal van die tabernakel tot in die detail gegee, maar nie die waskom nie. Daar's nie mates nie. As die altaar lees ons, hoe groot was hy, hoe hoog was hy, ons lees dit met die gordyne, selfs wat die kleure en dies meer, maar nie met die waskom nie. Dit is asof die waskom eintlik iets van 'n grensloosheid het. Daar's nie perke aan die Here se genade nie. Daar's nie perke aan die mate van reiniging wat die waskom bied nie. 70 keer 7. So daarom eintlik 'n eenvoudige vraag vir my en vir jou vanaand. Glo ons met ons hele hart in Christus as die lam op die altaar, die een op die kruis. Want laat ons dan gaan met ons hele lewe na hom toe en weet dat ek het 'n rotsvaste versoening wat deur Jesus Christus bewerk is. En dan met groot vrymoedigheid na Christus. Want sy offer is meer as genoeg vir jou en vir my om ons vandag en môre en oormôre ook te vergewe, skoon gewas en geheilig, reinig die Here se. Amen. Kom ons bid. Ons Vader Here, ons kan eintlik net vanaand vir U sê baie dankie. Baie dankie vir die feit dat U seun stuur en dat hy die lam aan die op die offeraltaar is, dat hy sy lewe gee vir ons. Mag ons as ware by die koper waskom, Here, stil staan en net onsself daarin sien en nie te veel van ons dink nie en terselfdertyd ook nie te min van Jesus dink nie. Amen. Baie dankie vir jou tyd en dat jy saam geluister het. Ek hoop regtig jy het 'n baie mooi aand en 'n pragtige week verder. Groetnis.